Kom ons blaai 'n bietjie na Matteus hoofstuk 25 by vers 31. Opskrifie die profetiese rede. Die Here Jesus is bietjie besig om te praat oor die toekoms en wat dit inhou. Matteus 25. En dan lees ons daar by vers 31, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek, julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? Wanneer het ons u vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, maar Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling, of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hulle sal antwoord, dit verseker ek julle. Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, het die ewige lewe. Kom ons bid saam. Liewe Here, en nou het ons u woord gelees. U preek eintlik, wat oor 2000 jaar na ons toe kom. Net so relevant, soos toe dit destyds gelewer is. En ons dank u vir die ongelooflike voorreg daarvan. En Here, soos wat u ons ryklik geseën het met die reën die afgelope paar dae, so bid ons dat u met ons lewens en ons siele dieselfde sal doen, dat u ons sal seën deur die woordverkondiging vandag, en dat ons iets meer sal verstaan van die koninkryk van God, wat onwrikbaar seker aan die kom is. Sodat ons deur die genade aan die regterkant sal staan, en die ewigheid saam met u kan spandeer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil graag vanoggend begin en 'n bietjie praat oor 'n onderwerp waarvoor ek verskriklik lief is, maar waaroor ek eintlik baie min teoretiese kennis beskik. En dis musiek. Kom ons vra 'n vraag. Dalk, ek weet nie, ek wil nou nie iemand vlak loer hier nie, maar as die enigste een wat die vraag kan antwoord, dalk Lenet. Hoe leer jy iemand om harmonie te doen? Met ander woorde, hoe leer jy iemand om te weet watter akkoorde moet jy waar gebruik? Hoe skryf jy byvoorbeeld 'n tweede stem, as jy 'n wysie het? Ek het al baie gehoor dat as ons sing, dan sing jy partykeer die tweede stem van hier af. Hoe leer iemand om dit te doen? Want as jy die verkeerde note by die verkeerde note speel, dan raak dit vals. Ek het al gewonder,
My onnoosheid, hoe kan 'n ou vals wees, want jy kan mos maar net, daar is mos net soveel note, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Hoe sing jy iets tussenin? Maar dis natuurlik as jy akkoorde opmors, hulle net sit vir my en lag. Maar dit is. Wat op skool gebeur, verstaan ek. Nou sê ek weer, ek weet nie veel daarvan nie. Ek geniet net die produk verskriklik. Wat op skool gebeur, is dat die kinders 'n stel reëls geleer word. Oor watter harmoniese progressie om waar te gebruik. Is dit so, Lenet? Ja, sê sy. Jy moet 'n goeie oor hê, en jy moet weet wat die reëls is wat betrokke is. Nou wil ek sê, as jy nie mooi verstaan wat ek sê nie, moenie ontsteld wees nie, ek verstaan self ook nie mooi wat ek sê nie, maar Google is 'n wonderlike ding. Maar dit is nie so belangrik nie. Maar, wat ek wel dink is dat die stel reëls wat hulle vir kinders leer, ook maar eintlik op sy beste 'n probleem is. Want musiek is so 'n grootse en 'n heerlike en 'n komplekse ding, dat jy dit nie in 'n klompie reëls kan vasvat nie. Jy sou dit nie kon doen nie. Maar die belangrike ding, en dis eintlik waaroor dit gaan, jy kan nie goeie musiek met behulp van reëls alleen skryf nie. Lenet het nou klaar gesê, jy het 'n goeie oor nodig. Reëls help jou 'n bietjie. Op die ou einde moet jy dit waaraan jy skryf, of die styl waarin jy die musiek wil skryf, assimileer. En die beste manier wat ek kon dink om dit te beskryf is, ek moet dit 'n deel van myself maak, ek moet dit in myself opneem, dat dit deel word van myself. Jy moet baie na musiek luister, en verstaan byvoorbeeld, hoe Mozart met harmonie en met akkoorde te werk gaan, want hoe meer jy daarna luister, hoe meer gaan dit jou leer om dit deel van jouself te maak en uit te leer. Mozart het begin komponeer toe hy 5 jaar oud was. Komponeer. Nou 'n kind van 5 jaar is omtrent so groot. Hy kan nog nie skryf nie. Mozart het begin komponeer. En om die punt te bewys, ek dink nie dat hy elke reël in die musiekteorieboek op daai stadium onder die knie gehad het nie. Dit kan onmoontlik nie. Want ek dink, hoe lank vat dit? Daar's 12 grade as ek reg is. Dan weet jy bietjie daarvan. Maar hy kon dit doen. Daar was iets anders in hom. Nou tot sover die storie oor die musiek. As 'n mens na die teksgedeelte kyk, dan lyk dit vir my presies dieselfde beginsel is hier van toepassing. Dis die punt van vergelyking. Dis hoekom ek oor die musiek gepraat het. Ek is iemand wat, soos julle weet, baie lief is vir karre, maar dan op 'n stadium moet ek maar iemand soos Nico bel en sê, hier gebeur nou dit, wat is dit? So ook die musiek. Die punt van vergelyking is wat Jesus hier sê oor die laaste oordeel, en waarna hy kyk as hy die skape en die bokke van mekaar skei, is dit. Hy gaan nie kyk hoe goed jy die reëls nagekom het nie. As ek nou 'n stuk musiek van Mozart luister, Beethoven, wie ook al, dan sit ek nie en dink, joh, hierdie ou het die reëls van harmonie baie goed nagekom nie. Ek verwonder my net oor die musiek. Nou sê Jesus hier presies dieselfde, as hy kom, dan gaan hy nie doen wat die fariseërs gedoen het nie. Hulle het hierdie teorie in duisende wette in gaan afbreek. Jy moet nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy moet so, jy moet die, jy moet dit, jy moet daai. Nou sê hy hier, dis nie wat Jesus kom doen nie. Hy kom nie kyk of jy die reëls nagekom het nie. Hy kyk of jy die styl van Christen wees geassimileer het. Het jy dit deel van jouself gemaak? Presies dieselfde as wanneer ek na mooi musiek luister. Ek sit nie naas 12 uur op 'n Sondag die mooiste musiekprogram van ou Nick. Dat is Nick se van, ek het nou vergeet, maar in elk geval.
Nick die Jager, dankie. Wat hy 'n wye verskeidenheid musiek speel. En ek het nog nooit gesit en luister, het die ou nou die musiekteorie reg gehad nie, want ek ken nie eens musiekteorie. Nou dis presies wat Jesus hier doen. Hy sê, hy kyk of jy soos hy geword het, en of jy soos hy na ander mense kyk, en of jy soos hy teenoor ander mense optree. Want die punt wat hy wil maak is, Christen wees is nie die nakom van 'n spul reëls nie. Alhoewel dit natuurlik nuttige riglyne is, en daarom lees ons elke Sondag die wet. Natuurlik is dit nuttig, en natuurlik moet 'n ou dit ook ken. Ek wil my ook voorstel dat 'n ou nie ver sal kom as jy net die musiekteorie, of dit glad nie ken nie. Jy moet daarom iets daarvan wees, anders gaan jou musiek 'n gemors wees. Maar dis nie waarna hy kyk nie. Christen wees is die navolging van 'n persoon. En in die navolging van Jesus, in die leef soos hy, en in die dink soos hy, en in die praat soos hy, en in die doen soos hy, reik jy as dit ware van self na ander mense uit. Nie omdat daar reëls is wat sê jy moet nie. Nie omdat jy kan sê, ja, maar dit is die 3de of die 8ste gebod, of dit is nou Deuteronomium 17 vers 38, wat dit sê, en daarom doen ek dit nie. Maar omdat dit is hoe jy is. Omdat jy dit die styl gemaak het waar volgens jy lewe, 'n navolging van Christus. Nou sê ek, hoe meer ek na musiek luister, hoe beter gaan ek dit ken en verstaan, hoe meer ek na Jesus kyk en luister, hoe beter sal ek die styl van doen, ken en verstaan. En dis hoekom die verloste so verbaas is as Jesus hulle aanprys oor wat hulle gedoen het. Want hulle het nie gemeen hulle doen 'n klomp goed om in die hemel te kom, toe hulle ander wat swaar gekry het help nie. Hulle het dood eenvoudig so geleef, dit het half natuurlik vir hulle gekom om dit te doen. Want hulle het maar dood eenvoudig geleef en gedoen, soos wat Jesus gedoen het. Die ander het nie die styl van leef deel van hulle lewe gemaak. En hulle het eers, toe Jesus met hulle praat, agtergekom dat hulle verby baie mense wat hulle regtig nodig het, geleef het. En dit nie eens agtergekom het nie. Want hulle het hierdie styl van doen nooit deel van hulle lewe gemaak. En daarom help dit nie om te vra, is dit sonde en is dit sonde en is die sonde en is daai sonde? Want Paulus skryf in Kolossense 2 vers 23 oor so 'n manier van doen. Hy sê hierdie leerstellings, dis nou so die fariseërs, het 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens en hulle danige nederigheid en die streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van sondige drifte. Om Jesus na te volg, om regtig een van sy skape te word, vra dat ek soos hy sal word. En dat ek soos hy sal dink en sal doen, en dat ek soos hy na ander sal kyk. As ek lief is vir klassieke musiek, en ek luister na Mozart, dan sal ek naderhand as iemand 'n ding speel, kan sê, maar Lenet, jy het nou vir Mozart gespeel. Want jy het mos nou sy styl van musiek maak, deel van jou gemaak, of dit is Beethoven, of wie dit ook al is, of wie ook al jou gunsteling musikant is. En daarom, hoe meer ek na Jesus kyk, hoe meer sal ek weet hoe ek moet leef en optree. Ons kan op 'n ander manier ook na hierdie gelykenis kyk en vra, waar soek ek God in die wêreld? As iemand vir my sou kom sê, nou maar waar kry ek jou God? Psalm 137, waar die ou Jode daar gesit het en gesê het, ons hang nou maar ons harpe en ons liere hier op, aan die wilgebome by Babel, want hulle spot ons, hulle sê, waar is julle God?
En as iemand nou vir ons sê, nou waar kry jy vir God? Waar sien jy vir God? Sal baie mense natuurlik vir jou sê, in die kerk. En dis natuurlik waar. Want hy sê in Matteus 18 vers 16, waar 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek self. En daarom begin ons ook elke erediens deur 'n votum wat ons eintlik maar verklaar dat hierdie by mekaar koms vind in die naam van God plaas. So dis waar. Baie ander mense gaan vir jou sê, 'n ou kry God in die natuur. En dit is van my ook nogal so waar. Ek kan my nie ophou om my te verwonder aan die wonders van die natuur nie. En as jy die wonders van die natuur bewonder, dan bewonder jy uit die aard van die saak ook die skepping. En as jy die skepping bewonder, dan bewonder jy die skepper. En daarom sê die Bybel ook, God openbaar hom op 2 maniere, deur die skriftuur, ons weet dit, die Bybel, wat juis in die kerk verkondig word, en die natuur. En daarom is ek so bitter lief daarvoor om te kamp, in 'n tent of 'n karavaan, want jy sit letterlik in die natuur, nie in 'n strandhuis nie, want dan is jy weer in 'n huis. Jy sit daar in die natuur, want dit bring jou so ver om die skepper te verwonder, of te bewonder. Dan ontmoet 'n mens God natuurlik ook by die doop, waar hy van bo af kom en uit vrye genade 'n kind wat nog nie o of a kan sê nie. Of wel sê, verstaan nie. Sê ek kies jou uit vrye genade. En ons ontmoet die Here Jesus ook wanneer ons nagmaal vier. Want die interessante ding, as ons nagmaal vier, gemeente, dan ontmoet ons hom in sy gebrokenheid, in sy sterwe, sodat ek en jy kan lewe. Want dit gaan oor sy bloed, en dit gaan oor sy liggaam wat gebreek is, soos wat ons die brood breek. En dis hoe Jesus lyk. Die nagmaal sê vir ons, hy is koning, maar hy is ook gebroken en stukkend vir die mense van die wêreld. So lief het God die wêreld gehad. Gebroken, ter wille van ander. En dis die styl van ons koning en Here Jesus van Nasaret. En dis die styl waarin ek en jy moet leer om te dink en te lewe. En daarom is dit dalk vir ons verrassend, maar as ons mooi daaroor dink, nie verbasend nie, dat Jesus in ons geleesde gedeelte gesê het, ons ontmoet hom in die hongeriges, en in die wat dors is, en in die vreemdelinge, en in die mense in vodde, dis waar ons hom ontmoet. En as jy met hulle besig is, as jy met mense besig is, wat jou nodig het, dan is jy met Jesus besig. Wat jy vir hulle doen, dit doen jy aan Jesus. Maar dit is die interessante ding, broers en susters, 'n mens kan nou vir jouself sê, goed, so ek moet nou dood eenvoudig help. En dit is nou nogal wat 'n ou dink aan die bedelaartjies wat by jou voordeur kom klop en by jou karvenster staan. Maar nou het ons so mooi in 1 Korintiërs ook gelees, liefde het ook grense. Dit kan nie kant kies vir dit wat nie reg is nie. En as jy dood eenvoudig ewig gemaklik deur die lewe gaan met 'n gebedel, en broers en susters, ek het dit nou al baie gedoen, en vra ek vir die ou, sal jy my kar kom was, dan stel hy nie belang nie. Daar het een keer 'n ou soos met 'n afbeen gebedel, toe sê ek vir hom, jy kan my randjies kom knip, nee, stel nie belang nie. En die Bybel sê, as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. So daar's 'n verskil tussen Christelike liefde aan die een kant, en liberale humanisme aan die ander kant. Wat sê, alles doen ek nou maar net, die mens is die middelpunt, en ek moet hom nou verhef, tot waar dit naderhand absurd raak. Dit kan ook nie, die liefde het ook grense. Ek moet ook vir die ou sê, nee, ek gaan nie vir jou gee nie, want ek sien nie dat jy loop en werk soek nie, ek sien dat jy sit en bedel. En dis nie reg nie. So 'n mens moet mooi onderskei,
of jy besig is om iemand met Christelike liefde te help, of nie. Daar is so 'n dame wat my bel en ek wil alarm word, want ek het al hoeveel keer nee gesê, Pastor Petse, could you, dan sê ek, yes, give me some money. Toe sê ek vir Pastor Petzer is not First National Bank. Sien party mense as jy hulle een keer help, broers en susters. Want dit raak so gemaklik om van kerk tot kerk tot kerk tot kerk. Ek het nou die dag by die arme Armando gesien staan daar in Cambridge. Toe dog ek, mooi broer, hier kom dit. En dit werk nie so. En ek dink as 'n mens soos Jesus raak, broers en susters, en sy styl van lewe geassimileer het in jou, dan gaan jy mense ook uiteindelik erken vir wat hulle is. Vir ouens wat dood eenvoudig nie wil werk nie. Jy kry ook die wat nie kan werk nie, maar dan kom hierdie onderskeiding daarby in. Wat sê die koning van die konings vir mense wat so leef? Wat sy styl geassimileer het? Wat na mense kyk met sy oog en weet wanneer moet ek gee en wanneer moet ek juis nie gee nie, daardie spesifieke mens ter wille. Hy sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, sodat jy hoe langer hoe meer soos ek kan wees. Mag ek en jy regtig die styl van Jesus Christus assimileer, deel maak van my lewe en ook van daaruit gaan lewe. Amen. Here God, baie, baie dankie dat U juis nie soos die Fariseërs kyk na elke klein reël nie, maar na 'n hart wat die beginsel van liefde wat ons van U kry naleef. En ons bid Here dat U ons harte sal gee wat vol deernis is, dat ons mense sal raak sien wat U regtig nodig het. Maar dat U ons ook die onderskeidingsvermoë sal gee, Here, in 'n wêreld waar dit so maklik geraak het om dood eenvoudig te loop en bedel, om net te gee om iemand vir jou nek af te kry. Of om dalk met die persoon oor U te praat. Leer ons asseblief daardie onderskeidingsvermoë. Ons dank U vir 'n hele boek vol teorie, Christenteorie, maar ook 'n hele boek wat vir ons U manier van doen en U manier van lewe illustreer. Ons dank U vir 'n skepping met see en wolke en meer en oseaan en voëls en diere en insekte en vlinders en die mooiste blomme en plante wat U lof besing, waarin ons U ook raak sien. Dankie vir hierdie rusdag, dat ons bietjie kan afskakel van ons gewone werk. En help ons om dit so te gebruik, liewe Here, dat ons batterye herlaai sal kry, soos wat U die dag voor bedoel het. Sodat ons roeping môre, wanneer die nuwe week aan die gang kom, met oorgawe kan uitleef. U ken ook elkeen wat in die kerk sit, met die vreugde en die hartseer. En ons bid, Here, dat U liefde elkeen van ons sal omvou met dit wat ons nodig het. Seën ons ook as ons hier uitgaan. In Jesus se naam. Amen. Amen.